Mag in organisasies word dikwels gesimboliseer deur gedrag, hulpbronne en invloed. Kanter en Korda bied insigte in hoe mag en magteloosheid in werklike omgewings manifesteer. Kanter se simbole van mag sluit in die vermoë om mense bevorder te kry, hulpbronne te verskaf en hindernisse vir ander te verwyder. Kanter se simbole van magteloosheid manifesteer deur mikrobestuur, weerstand teen verandering en streng nakoming van reëls. Korda se simbole van mag beklemtoon eksterne merke soos kantoorgrootte, skeduleringsbeheer en tydsbestuur. Korda se simbole van magteloosheid sluit in rigiede skedulering, oormatige birokrasie en 'n gebrek aan besluitnemingsgesag. Organisasies wat werknemers bemagtig, is geneig om magteloosheid te verminder, wat lei tot verhoogde betrokkenheid en produktiwiteit. Die herkenning van hierdie simbole kan professionele persone en leiers help om 'n meer billike en bemagtigende werkplekkultuur te bevorder. Deur Kanter en Korda se perspektiewe op mag te verstaan, kan organisasies leierskapstrukture assesseer en verbeter. Deur bemagtiging te bevorder, kan organisasies magteloosheid verminder en die doeltreffendheid in die werkplek verbeter.